My naam is Johan van Zyl en vandag gaan ons praat oor droë oë. Nou, droë oë is sekerlik die weirdste, snaakste, mees confusingste en verwarde naam vir 'n mediese kondisie wat daar bestaan, want dit is presies wat pasiënte nie ervaar nie. So as oogkundiges noem ons dit droë oë, want daar is te min voeding en smering op jou oog. Maar wat ervaar jy as 'n persoon wat miskien droë oë het? Jou oë is rooi, hulle is geïrriteerd. Jy knip dalk te veel. Hulle traan, hulle voel nie lekker nie. Ek noem dit sommer oogbal bewussyn of eyeball awareness. Dit voel so half asof jou oë met jou heeltyd gesels. En dit is sekerlik die vroegste waarneming van miskien 'n probleem wat nou begin ontstaan, is daai oogbal bewussyn. Want soos enigiets anders in jou liggaam, as dinge goed gaan met jou lyf, dan weet jy nie dat jy 'n arm of 'n been het nie. So as jou oë sy werk doen en alles werk ordentlik, dan voel jy nie dat jy oë het nie. Die goed is net daar, jy kan lekker sien en dit werk net. So 'n droë oë is baie keer 'n oog wat rooi is, geïrriteerd, voel nie lekker nie, en dit kan varieer afhanglik van die seisoen of die tyd of waar jy is. Maar gewoonlik as jy eers begin, dan baie selde as jy niks doen, gaan dit verdwyn. So jy gaan ietsie moet doen. Maar om te verstaan wat gebeur, hoekom ontwikkel jy droë oë, moet ons net so 'n bietjie teruggaan en ons moet bietjie kyk net na wat is die oogstruktuur en hoekom kry 'n mens die probleem. So jou oë en jou kornea, as jy nou na iemand kyk en jy kyk na 'n persoon met 'n blou oog, teen die tyd wat jy nou gesien het die persoon het 'n blou oog, dan het jy al klaar deur sy kornea gekyk. So die kornea is soos hierdie ooglens, hierdie lens, dis 'n lewendige stuk deursigtige weefsel in die voorkant van jou oog. Jy sien reg deur hom tot die kleur van die oog. So as jy vir iemand sien met 'n blou oog of 'n groen oog, dan het jy klaar deur die kornea gekyk. Maar as jy terugdink aan basiese skoolbiologie, dan weet jy mos bloedvate voorsien suurstof na jou liggaamsdele toe. Nou, daar's geen bloedvate in jou kornea nie. So die vraag wat jy jouself moet afvra is, hoe kry jou kornea nou voeding en suurstof? Nou, daar is waar die probleem lê. Jou kornea kry sy voeding en sy suurstof nie van jou bloedvatstelsel af nie, maar hy kry dit af van jou vel af primêr. So elke keer as jy knip, kom maar spesiale olietrane uit van jou vel, en daai olietrane is daar voeding in, en is verskillende lae daai traanlaagie, en in daai traanlaagie, daai waterige laagie, daar los die suurstof direk op, en jou oog word so gevoed, mits jy ordentlik knip. Nou, knip is 'n baie belangrike aspek, en vir dit gaan ons nou vandag en ek weet nie wanneer laas het iemand besluit om nou sy oë oop te hou nie, maar wat gebeur as jy nie sou knip nie? Nou, vandag gaan Michelle vir ons 'n demonstrasie wys, en vir my so half vir ons wys, hoe lank sy kan uithou sonder om te knip. Michelle, kom staan hier langs my, en vandag gaan Michelle kyk wat is die rekord om haar oë oop te hou sonder om te knip. So Michelle, maak wyd oop, en kom ons kyk hoe lank jy jou oë kan oop hou. Daar knip jy al klaar. Ja, het lyk so maklik. Kom ons draai weer. Okay, so 1001, gaat jy alweer. Kom Michelle, kom ons, okay, ons gaan jou die beste uit gee. Okay, reg. 1001, 1002, 1003, 1004. Hoe voel dit al, Michelle? Voel dit al 'n bietjie weird? Ja, dit brand. So, dankie Michelle vir daai demonstrasie, maar ja, om terug te kom na jou knipaksie toe. Ek het Bell's palsy gehad 'n klompie jare gelede, en ons het geleer as oogkundiges dat as jy nie knip nie, dan kan jy jou kornea verloor, want jou kornea word nie gevoed nie. Nou, soos julle nou kon sien met Michelle, daai kniprespons is krities vir jou ooggesondheid. So jou oog, aan die voorkant van daai oog, aan daai kornea, sit daar duisende sensortjies. En daai sensortjies vertel vir jou brein wat gaan buitekant aan, hoe droog is die lug, of dit winderig is,
Maak ek genoeg trane vir daai oomblik in tyd? Want daar sekere gesondheidskondisies en mense, byvoorbeeld rekenaar-ouens, as hulle so konsentreer, dan word die knippatroon nie so effektief gedoen nie. Hulle knip letterlik stadig. So, daar is sensortjies wat daar sit op die kornea en dit monitor die heeltyd, die ligkwaliteit, en dit sê vir die brein, moet ek nou meer trane maak, minder knare maak, moet ek nou 'n bietjie meer knip, moet ek my oog vryf, sonder dat jy eers daaraan dink. So jou kniprefleks is ook, daar is 2 senuwees wat daai oog beheer, en ons noem dit, jy kry 'n willekeurige knip, en dan kan ek nou lekker knip, maar gewoonlik is jou knip onwillekeurig. Hy knip net outomaties en alles werk so half soos 'n komputer. Jy is nie eens bewus dat die lig verander nie, jy gaan in aircon, jy gaan binne, jy gaan buitekant, en jou oog doen net sy werk. Maar die dag as jy nie kan knip nie, dan moet jy baie versigtig wees, want dit kan letterlik jou kornea laat doodgaan. So, dis jou eerste primêre stelsel wat die heeltyd moet werk, daai trane wat deur die vel gemaak word. Maar, as jy droë oë kry, dan is daai oog tipies traanrig, hy's rooi, en dit lyk soos 'n vrou wat huil. So ek gaan nou nie weer vir myself vra om nou nader te kom nie en om te kan huil nie, maar ons almal weet hoe lyk 'n vrou se oë as hulle gehuil het. Daai oog staan so groot en hy's rooi en hy's opgeswel en dit gebeur binne 10 minute. Nou hoekom gebeur dit? Want daar is 2 tipes trane ook. Jy het die trane wat van jou vel afkom, wat 'n oliebasis het om seker te maak dat jou oog gesmeer bly en dat die trane nie so maklik verdamp nie. Maar as iets in jou oog inkom, dan voel die oog dit, daai sensortjies voel dit, en dit stuur 'n boodskap na die brein toe, en dit sê vir die brein, weet jy wat, né? Nou hierbo, net hier agter die oog, daar's so 'n tank, soos een van ons Zozo tanks. Daar's 'n tankie hierbo met net omtrent water in. En as hy iets in die oog inkom, hy begin krap, dan sê die oog vir die brein, luister dan, iets is in my oog, ek krap. Dan sê die brein, moenie worry nie, ek gaan gou die tank oopmaak, en dan spoel hy gou daai vreemde voorwerp of daai ietsie wat in jou oog is, spoel hy uit. Maar die probleem is, baie keer kan die oog nie onderskei of daar te min voeding en smering is nie, en of daar iets in is nie. So, ek sê vir die mense dat, dink nou 'n bietjie aan jou voertuig. As jy so elke 10 of 20 km gaan ry en jy stop jou lekker diesel voertuig en jy gooi so 'n koppietjie water aan jou engineolie in. Hoe ver dink jy gaan daai voertuig ry sonder dat hy nie groot probleme optel nie? En dis die probleem met droë oë. So droë oë is eintlik die verkeerde trane en dis heel waarskynlik die te min van die regte trane wat jou oog voed. So wat ook al ons doen om die probleem op te los, moet ons basies nou kyk na jou liggaam. As daar iets in jou liggaam is wat nie genoeg olies, natuurlik is dit olie, né? En mense besef altyd daar is essential oils, noodsaaklike olies, omega-3, daai tipe dinge. Daar is essensiële proteïene, maar ek weet nie of julle al gehoor het van essensiële carbs nie. Ek weet nie van so iets nie. So jy moet sorg dat jou liggaam, wat ook al jy inkry, moet jou vel kan gebruik om daai spesiale trane te maak, want daar is letterlik hier so onder jou vel en hier bo jou vel is daar spesiale olietraankliere. En daai olietraankliere, hy gaan soek daai olies uit jou bloed uit en hy maak die spesiale trane. So as jy knip, dan kom daai spesiale trane uit wat die oog beskerm, hy voed hom, hy smeer hom en as dit goed gaan, dan weet jy nie eers dat jy oë het nie. Maar as dit nie goed gaan nie, dan begin allerlei probleme opkom. So, wat kan 'n mens nou doen om hierdie probleem op te los? So, die eerste ding is wat ek sê vir mense, dit is weer eens indirekte faktore. Jou oë is deel van jou liggaam. As jy ongesond is of jy het sekere mediese kondisies, dan mag jy dalk heel waarskynlik meer en meer droë oë ondervind. Byvoorbeeld, as jy ouer word, dan kom dit baie makliker. Mense wat baie keer siektes, sekere siektes, diabetes, arthritis, ondervind ook baie makliker droë oë. Natuurlik ook
sekere medisyne, antihistamine, antidepressante kan ook maklik die droë oë veroorsaak. En onthou altyd, so ek sê, droë oë is eintlik tekort van voeding en smering. So die behandeling wat ons wil doen, moet voeding verbeter en dit moet daai smering verbeter. So wat sê ek vir mense? Gaan terug na die basiese. Die eerste wat jy wil doen is om die probleem op te los. Jy moet kyk na jou liggaam. Is jou liggaam so gesond as moontlik? Eet die regte kos. Maak seker dat jy omega-3 in die aand gebruik of byvoorbeeld Ocuvite Complete. En drink dit op die regte tyd, want daar is twee tipes vitamines. Die een se naam sê wateroplosbare vitamines, en dit drink jy saam met water. In die ander kategorie en die naam van die vitaminegroep beskryf wanneer jy dit moet gebruik. Die ander een sê vetoplosbare vitamines. Die goed word net opgelos in vet. So jou omegas, jou olies, gewoonlik is dit na jou hoofmaaltyd, die vetrigste maaltyd, die maaltyd waar daar 'n bietjie vet in jou maag is, sodat die goed kan opgelos word en geabsorbeer word. So oor die algemeen stel ons voor dat pasiënte moet eerstens kyk na hulle liggaam, hulle medikasie. As hulle op sekere medikasies is wat hulle moet gebruik, dan moet 'n mens nou maar probeer om dit in ag te neem. Dan die volgende ding is direkte faktore. Die oog self, kyk na jou oog. Hoe lyk jou oog? Is jou vel om jou oog mooi? Kyk jy goed na jou vel? Maak seker dat jy na jou vel om jou oog kyk. En amper die belangrikste, as jy ouer word, is die omgewing waarin jy bly. So goed soos hoogte-bo-see-spieël. As jy by die kus bly in 'n warm area, gaan jy altyd minder droë oë ondervind. Maar as jy byvoorbeeld in Johannesburg is of Pretoria in die middel van winter, dis hoog bo see-spieël, daar is minder suurstofdruk. So onthou, jou kornea kry nie sy suurstof deur die bloedvatstelsel nie. Jou kornea kry die suurstof direk van die omgewing af. So as die lig vuil is of daar is te min ligdruk, gaan jou kornea ook sukkel om daai suurstof in te kry. En natuurlik as dit droog is, dan maak dit veel erger, want die suurstof moet eers oplos in daai olietrane wat jou oog bedek. So omgewing speel 'n baie groot rol. Inteendeel, ek het al vir my pasiënte gesê wat ons mee 'n bietjie sukkel. Ek het vir hulle gesê, gaan hou vakansie daar so langs die see, daar in Noord-Natal, ergens by KwaZulu-Natal, want dis lekker warm en dis vogtig. So die omgewing speel 'n groot rol. Laastens, kyk na goed soos wind. En asseblief tog, as jy in sekere omgewings bly waar dit baie winderig is, pas op om met byvoorbeeld 'n fan te slaap in die aand of ligversorging. Ligversorging in die voertuig, weer eens gaan jou oog uitdroog. So wat kan 'n mens nou doen om die droë oë op te los? So moontlik, so goed as moontlik eet. Verhoog jou olie-inname veral op die regte periode. Oorweeg 'n bietjie sauna dalk. 'n Sauna om hitte te kry. Onthou die oog, die kliertjies om die oog, daai oliekliertjies, as jy koud is in die winter en jy word ouer, die vel word dunner, dit soek hitte. As jy 'n lekker pot sop maak en daar's 'n bietjie vet in die sop, die volgende dag as jy dit buitekant gelos het en is koud, dan's daar daai goed gestol. So onthou dat jy soek 'n bietjie hitte, so 'n warm lappie op die oog, 'n sauna, of selfs as jy gaan stort, lekker warm water op jou oog. Dit gaan help dat daai olies wat in daai vel is van jou 'n bietjie sagter is en miskien kan makliker kan gebruik word. Natuurlik ons doen ook wat ons noem palming, so jy kan jou handpalms vat en dit mooi so sit op jou oogbal en net liggies jou oogbal so half masseer, net om seker te maak dat daai vel word gestimuleer en dat die traankliere, die oog en die vettraankliertjies dalk net 'n bietjie beter kan werk. En laastens, druppels, oogdruppels, daar spesiale oogdruppels wat jy kan gebruik en ek stel baie keer voor dat jy dit gebruik voor jy gaan slaap en binne 5 of 10 minute gaan as jy wakker word, omdat as jy droë oë baie keer soos ek sê, dan is die oogbal geswel en dan as jy gaan slaap, dan is die oog 'n bietjie geswel, jy maak die oog toe, maar dan ontspan jou oë, hy's klaar bietjie geswel soos 'n vrou se oog wat nou gehuil het en dan pop die oog oop.
So as jy wakker word, partykeer dan is die ooglid al klaar 'n korsie of hy's rooi. So jy wil hom beskerm dan in die nag. Jy kan ook miskien net ietsie op jou oog sit, as sulks, veral as jy slaap miskien met 'n ligversorger of met 'n wind oor jou in die aand om af te koel. Maak seker dat jy jou oë beskerm teen uitermate wind.